Die ondertekening van die nasionale gesondheidsversekering deur president Cyril Ramaphosa mag hersien word en AfriForum Jeug dien 'n paai-aansoek in oor die sogenaamde Sangoma ritueel by die Noordwes Universiteit. Goeiedag, dit is vandag die 6de Mei. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Die Hooggeregshof in Pretoria het bevind dat president Cyril Ramaphosa se besluit om die wet op nasionale gesondheidsversekering te onderteken op hersiening geneem kan word. Die uitspraak kom nadat die Raad van Gesondheidsfinansiers die president se besluit om die wet te onderteken voor die hof gedaag het. Die hof het Ramaphosa opdrag gegee om die rekord van besluitneming binne 10 dae aan die raad te verskaf. Die president en die minister van Gesondheid is gelas om die koste van die aansoek te betaal. Intussen het Solidariteit die uitspraak verwelkom. Die netwerkkoördineerder van mediese beroepe by Solidariteit, Piero Marx, sê die vakbond is verheug oor hierdie uitspraak. AfriForum Jeug sê talle vrae oor 'n onlangse Sangoma ritueel by die Noordwes Universiteit se Eikenhof Dameskoshuis is nog nie beantwoord nie. Die NWU het verlede maand 'n skrywe aan die jeugorganisasie gerig waarin hulle bevestig het dat hulle 'n ondersoek gedoen het en dat geen bewyse volgens die NWU vir die beweringe van 'n Sangoma ritueel gevind kon word nie. Sommige studente het in April 'n video aan AfriForum Jeug verskaf waarin 'n student gil terwyl 'n Sangoma ritueel glo op haar uitgevoer is. 'n Jeugbeampte by AfriForum Jeug, Yvonne Gerber, sê die organisasie dring nou in 'n formele aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting aan om omvattende antwoorde rakende die ondersoek. Die burgemeester van die Tshwane Metro, Dr. Nasipi Moya, sê die kragtoevoer na die Weskoppies Psigiatriese Hospitaal sal binnekort herstel word. Moya sê dit volg op 'n onderneming deur die Gautengse Departement van Gesondheid dat die agterstallige rekening van R1,2 miljoen binnekort vereffen sal word. Die Metroraad het onder kritiek deurgeloop nadat die kragtoevoer maandag afgesny is as deel van die Tshwane Yatima program. Die program het ten doel om die Metroraad se finansiële sake te verbeter deur die klem op skuldinvordering te plaas. En die 27-jarige Brandon Pretorius, wat 'n breinoperasie moes ondergaan nadat hy verlede naweek buite 'n kroeg aangerand is, het vanoggend aan sy beserings beswyk. Pretorius is deur verskeie mense buite die kuierplek Malbroer in Boksburg aangerand. Volgens berigte het sy aanvallers hom na sy huis toe agtervolg waar hy verder aangerand is. Hy was sedertdien in 'n koma voor hy dood is. Pretorius is die pa van 'n 1-jarige dogtertjie. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Dit dan die einde van jou nuusbulletin vandag. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Onthou ons is môre weer terug met nog vars nuus. Mag jy 'n heerlike dag verder hê.